bewus van dit wat daar buite aangaan, maar ons fokus op die Here en weet hy is vanoggend hier in ons midde en hy is die enigste een wat waardig is om geprys te word. Halleluja, kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, ek wil vandag bid, Here, ek wil vir U dankie sê vir nog 'n dag wat U vir ons gegee het, Here. Dankie dat die son vanoggend opgekom het, Here. Dankie dat ons krag het, Here, om U naam te kan groot maak, U naam te heerlik, Here. Here, ek wil elke persoon wat vandag in U diens sit, Here, sy gedagtes, Here, sy gees onder U kosbare bloed pleit, Here, wat U sal doen, wat U vanoggend wil doen, dat U U doel sal bereik, Here. Here, ek bid elke persoon wat instap, dat hulle sal uitstap en sê, die Here het waarlik ontmoet het met my vandag, waar die Here het met my gepraat, Here, maak elke, Here, groot elke wortel vandag, Here, maak
gehoorsaam vanoggend wees nie. Here van die Heerskamer vra vanoggend vir my sien en stem geraak in my huis. Moenie dat die sorge en die druk van die Here my stem stil maak nie. Ek het vir jou geroep, vir die Here op die aarde. Moenie dat die druk my stem stil maak nie, my seun. En ek het so baie gedagtes aan God en jou vir die goeie en jou hoopvolle toekoms. Maar die Here sê nie dat jy stem stil raak in my huis. Ek kyk die storie op televisie, ek kyk nie baie stories nie. Dis ook 'n storie wat nie saam kyk nie, sy sê, dis ook net slegte akteurs soos sy kyk nie saam. Maar sy kyk allerlei movies wat flying sharks en goed is met dit. Sy is beklaagde. Ek kyk maar nie dit. Daar is ek nie so van. Maar sy sê dis nou nie goeie akteurs nie. Maar ek kyk en maak ek een ding daar uit geleer. Details matter. Beteken as iets in die Bybel staan, moet ons dit reg beteken. Ons moet nie vat en draai na ons pas nie. Ja. Mense wat die waarheid in die Bybel uitvat sien, daai moet jy ook doen. As jy iets sê, dit beteken die waarheid, stem saam. Amen. Amen. As jy voel jy is op my van toepassing, stem saam. Amen. As 'n klein seentjie vir ons in die byskool gedoen, dan leer ek klein seentjie. Amen. Ons moet hom eintlik nie oor die swaar op die soms. 'n sekte is iemand wat die Bybel vat en verdraai na haar eie wil. Wat die waarheid van die Here anders maak. Dis 'n sekte. Ons is nie 'n sekte nie, ons is 'n Christelike gebaseerde, geesgevulde kerk van die Here, stem jy saam? Amen. Soos ons die Bybel beteken en ons het reg beteken en ons het reg op ons lewe toepas. Amen. As jy woord het, kan jy oopmaak in Lukas hoofstuk 17. Ons gaan daar 7 verse lees, van vers 20 tot by vers 27. Ons is dit my Bybel nie, kort te sê. Okay, jy weet nie wat ons skrif gesê het. Net wakker wees agter, net kyk op die Bybel en die skrif sê ons kyk ons. Okay. Lukas hoofstuk 17 van vers 20 tot by vers 27 sê: En toe hy deur die Fariseërs gevra is, wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy geantwoord en gesê: Die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. So elke ou wat vir rondom en sê, kyk daai teken, kyk daai teken, kyk daai teken, hulle in die Bybel lees. Dit kom nie deur sigbare tekens. Ja, daar gaan tekens van die tye wees, yes. Wat jy nou sê, hulle sal nie sê, kyk hier, kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle, soos wat ons binneste dit optel en weet. En hy sê vir sy disippels, daar kom, wanneer julle sal begeer op een van die dae van die seun van die mens te sien, en julle sal dit nie sien nie. Ons moet net mooi verstaan. Tussen wat hy met die Fariseërs gepraat het, en wat hy met sy disippels gepraat het, was daar 'n gap gewees. Die disippels en Jesus was nie meer by die Fariseërs nie. Die skrif breek dit nie op nie, maar gebruik die gesonde verstand. Die Fariseërs vra 'n vraag en hy antwoord hulle en op 'n bietjie later in 'n stadium sê hy daar sal kom en julle sal begeer op een van die dae van die seun van die mens te sien en julle sal dit nie sien. Dis bietjie later hy sê vir sy disippels, nee. En hulle sal vir julle sê, kyk hier of kyk daar, moenie gaan nie en moenie agterna loop nie, want soos die weerlig van die een kant van die hemel blits tot die ander kant onder die hemel skyn, so sal die seun van die mens ook in sy dag wees. Maar eers moet hy baie ly en deur hierdie geslag verwerp word. En so het gebeur in die dae van Noag sal dit ook wees in die dae van die seun van die mens. Hulle het geëet en gedrink en het getrou en huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het en die sondevloed gekom en almal vernietig het. En as ek 2 hoofverse kan gebruik, en het sekerlik my advertensie van die diens gesien, sal dit die laaste 2 verse wees. En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die seun van die mens, wat geëet en gedrink, wat getrou is die huwelik gegee tot op die dag van Noag in die ark ingegaan het en die sondevloed gekom en
almal vernietig het. Wie van die kan vir my sê wat advertensies se opskrif was? En die dag van Noag. Hulle het net gesê die dag van Noag, of het gesê soos in die dag van Noag. Het sal wees soos die dag van Noag, wie het al het gesê? Ek praat nie van advertensie. Wie van die het al na die tekens van die tye gekyk, of in vandag se tyd rondgeloop, of bestuur en na ry met 'n busie vol klomp mense hier voor jou, wat sê hy dan sê, "Wow, dit sal wees soos die dag van Noag." Wie het al gesê? Ek het dit al baie gesê. Ek het dit nie die week gesê. Wie het al in die ekonomie gekyk en gesien hoe sleg die ekonomie is en al die goed wat Donald Trump doen? Kom ons roep dit maar. Kom ons wees nie speletjies op mekaar. Wie het in hierdie week gesê, "Dit sal wees soos die dag van Noag." Ek het hierdie week gesê. Wie het in hierdie week gedink, "Kyk, daar gaan die ekonomie, maar dit gaan wees, dit moet wees soos die dag wat Noag was." So het al gesê. Kyk, hulle trou en hulle gaan rond met mekaar en hulle doen alle goed. Hulle bly meestal by saam, hulle trou nie eens nie. En so en dan staan in die Bybel, dit sal wees soos wat was in die dag van Noag. Dis so ons almal sê. Almal wil aangaan. Ek dink nog nie aan my, hey, jy moet begin nie kyk, as weet jy. Jy moet nie kyk, hoor. Moet nie kyk. Negatief. Lees hierdie nie. Lees hierdie nie. Hier is die beste, lees. Nie die Koran te lees. Die Koran sê die een waarheid, halve waarheid en 'n klomp lees. Jy kan weet, as die Koran van enige Koran geef jy 'n volle waarheid, 'n halve waarheid en 'n klomp lees. Ja. Die een waarheid is die dag en die datum wat op die Koran gedruk is, want dit is die dag wat uitkom, dis die volle waarheid. Dan gee dit vir jou halve waarheid. Dis wat hulle voorspel wat die weer gaan wees. Dit gaan miskien bietjie reën vandag. Of miskien gaan die son skyn. Want hulle sê nie vir dit gaan 100% reën nie. Hulle gee vir 'n persentasie. Daai persentasie maak dit half reg, of half reg, of half reg verkeerd. As 'n bietjie. Die res is goed die Koran, dit maak nie kompleks so. As al 'n bietjie van iemand is, dis soos iemand doodgaan. Skryf al allerlei mooi gedaan, skryf vir jou verkeerd gedoen het. So dis heeltemal nie leer, hè. Maar en al die ander, maar okay. Ek sê dit nog net. Heeltemal. As ons die woord lees, moet ons die waarheid lees. Ons het nou die skrif gelees en die skrif weet weer al. Staan daar in die Bybel, dit gaan wees soos wat dit was in die dag van Noag. Ja. Dis seker. Daar staan, en soos dit gebeur het in die dag van Noag, so sal dit ook wees. Soos wat dit gebeur het daar, gaan dit weer gebeur. Nou ons, skies as ek so sê, ons is baie keer doelprofeet. Al die lelike goed en die negatieve goed wat ek weer gesê, as ons iets negatief sien, of iets gebeur, of die petrolprys gaan op, en hierdie man daarom so 10 cent afgekom. 17, hoeveel het afgekom die week? 10 cent. 3 cent. Ek dink petrol het met 3 cent afgegaan, en diesel met 'n maksimum 10 cent. 14 cent afgekom. Luister die nuus sal aankom dat die petrolprys gaan af. Dit gaan af met 'n massiewe bedrag van 14 cent. En volgende maand die petrolprys gaan op met 1 rand. Ja. Hulle sê dit gaan op met 'n massiewe bedrag van 1 rand. Hulle gaan op met 1 rand. En ja, kom op petrolstasie en voor die petrolprys op. Nee? So dan sien ons hoe wat gaan wees op die dag van Noag. Nou kyk ons hoe die jong mense deesdae praat en by skool aangaan op dit. Hulle gaan dan selfs op mekaar. Hy is soos die dag van Noag. Kyk hoe gaan hulle. Dis so. Wat ek hier waar op is dit net ek so. Amen. Wat ek geweet hierdie moet vir ons sleg wees. Ja, amen. Hierdie moet vir ons goeie nuus bring. Wie kan bring vir ons goeie nuus? As ek hierdie gedeelte lees, ek moet die positief wat die Here sê daar kan sien. Ja, amen. Ja, hierdie skrif sê vir ons, as ons nou verder gaan aanlees hier, maar nou aan die einde van die hoofstuk toe, dan sê dit vir ons, dan kom die seun van die mens terug en ons, en praat oor van Lot en sy vrou en al, maar bring vir ons 'n bietjie goeie nuus.
Maar hierdie wat ek vir julle gelees het, is eintlik goeie nuus. Want weet jy wat het gebeur in die dae van Noag? Ja, die aarde was sleg geweest en God gesê, kom ek verwoes al die mense, behalwe Noag. En sy gesin, ek sal hulle spaar. Weet, alle behalwe Noag. Kan jy dink, in die hele aarde uit, word jy en jou kinders gespaar. Uit almal wat lewe uit, jy en jou gesin. Ek dink voor Josua en Waaisiekie te skryf het, en Noag en sy kinders het op die boot gesing, ek ken my sal die Here dien. Ek sê vir my ginslingskrifte daar, want ek sê ek in my huis gaan die Here dien, die eerste dag van my huis hoor, ons huis gesing. Amen. Sê die Here dien, is op ons wat toepassing. Maar die Here spaar Noag en sy huis gesing, dis goeie nuus. Maar het gaan verder. Hy sê dit 40 dae en 40 nagte gereën. Dis vir al die boere wat so swaar trek, maar dit niks reën nie. Lees daai, dit 40 dae gereën en 40 nagte. Die land was lekker nat geweest. Maar die positief uit wat die Here vir ons sê. Maar dit so baie gereën dat dit vir 'n jaar lank op daai skip moes gebly het. 'n jaar lank het hy vakansie gekry. Sien die positief wat die Here vir ons gee. 'n jaar lank bly hy daar. Nie so erg so koud gewees het, dat iemand siek geword het, maar dit niks ander mense gewees het. 'n jaar lank bly op die skip. Wat gebeur toe? Na 'n jaar, wat begin te gebeur? Toe begin hulle moeg raak vir die skip, né? Hulle begin moeg raak vir die ark. En toe vat Noag 'n skilpad en begin by die venster uit, hoor of hy in die water val. Nee! Het hy saamgevat, dink met my, kyk hoe lang die water nog is, 'n groot luislaan. Te kyk hoeveel van die luislaan nat bly. Nee, wat hy gedoen? Wat hy? Hy vat 'n duif. Hy sê, jy kan vlieg. Hy sê, gaan kyk of dit droog is vir ons, né? En het kom hy terug. En hy het in die ark ingevlieg, tot by sy plek. Is die waarheid? Of het is nou uitgesteek en die duif gevat by die dag. Nee? Die duif nie meer teruggevlieg nie. Die duif is moeg vir die ark gewees, maar ja, hy het nie meer uitgaan nie. As hy aan die plek, toe kom hy maar terug. Vaar. Toe paar dae later, toe stuur hy by die duif. En toe? Kom hy terug met die tak. Kom hy terug met wat? Die luiftak. Het jy het gelees al? Het jy gelees daar in Genesis? Wat bring hy terug? En kyk daar vir ons in Genesis, wat bring hy terug? Ek kan nie precies sien, ek dink is Genesis 11 of 12 daar ergens. Ek het nie neergeskryf. Ek is skies, ek het nie neergeskryf. Details matter. Details matter, onthoude. Dis nie so net met enig iets nie, hy het nie teruggekom met 'n doringtak nie, hoor. Hy het nie teruggekom met 'n vetplaatjie nie. Ek het vanoggend bereken maar kyk en ek het met die hele skryf was kies. Het eers 'n kraai uitgestuur. Kraai, okay. Hy is uitgestuur kan vlieg kry. Sien, dit is my wel, ja, sê ek. Dis verkeerd. Olyfblad. Sê mooi aan, almal moet dit hoor. 'n Olyfblad. 'n Olyfblad was daar. Genesis 8 vers 11. Ja. Dankie. Genesis 8 vers 11 sê, toe die duif in die aand gekom en daar was 'n groen olyfblad in sy bek. Beteken, hy het teruggekom en toe kom hy met 'n takkie van 'n olyfboom terug. Toe merk Noag dat die water minder was en dan begin seker maak dat hulle kan bietjie uit die skip uit. 8 staan nie in daar weer neergeskryf. 8 vers 11. Nou gaan ek julle vra, besef u die waarde van 'n olyfboom? Het jy al gaan sit en die waarde van 'n olyfboom geprobeer bereken? Kan ek jou 'n paar interessante goed sê? En terwyl ek nou die deur gaan, kyk hoe van toepassing is so 'n olyfboom op my nie.
Niks is net per toeval nie. As die Here iets laat gebeur, laat dit met 'n spesifieke doel gebeur. Amen. Die eerste ding vir 'n lyfboom is lang lewe. Beteken 'n lyfboom hou baie lank. As jy daar bo in Europa gewaagde lyfboom wat 2000 jaar oud is. Dis nie 'n boom wat sommer vrek nie, hoor. Dis 'n boom wat bly en bly en bly. Dit gaan nie sommer net dood nie. Die gees moet ook so wees. Amen. My gees is lewend, hy gaan tot in ewigheid gaan, hoor. Halleluja. Oggend ek bid, dink ek, Here, as ek nou met afstel, gaan ek na my toe. Sê ons tot die ewigheid die naam groot maak. Dan gaan ek tot in die ewigheid vir Here, ek wil dankie sê dat hy my gered het. Amen. Jy moet elke dag vir die Here sê dat hy jou gered het, hoor. En die môre slyke van die wêreld uit. Daar tussen die gommies uit. Gommies is anders gomsnyk, né? Tussen die gommies uit, tussen die slegte mense die hulle my raak gesien, hoor. Ek was nie oulik toe die Here my gered het, ek is nog steeds oulik toe, my vrou is oulik. Ek probeer in my bes om vir julle iets te doen. Amen. Maar daar, die lyfboom se lewe is baie lang. 2000 jaar. 2000 jaar. Dis ouer as 2000. Hulle sê hierdie boom is 2000 jaar terug, hulle kan dit vol, het hierdie boom al gestaan. Dis die eerste ding. Die tweede ding, 'n lyfboom is produktief. Sê 'n bietjie vir jouself, ek moet produktief wees. Yes. Amen. Ek moet produktief wees, want 'n lyfboom is produktief. As jy 'n lyfboom 'n saadjie het, dis hoe daai mense in Pretoria lyfboom het, daai puntjie kom uit, né? Die plant hom. 5 jaar van hom geplant het, begin hy vrugte dra. 5 jaar. Daai lyfboom wat 2000 jaar oud is, dra nog steeds olie. Dra nog steeds olie. So ons moet aktief wees in die Here. Ons moet produktief wees in die Here. Ons moet vrug dra. Kan jy nou staan volgende op en sê, die Here het 'n werk gedoen met my kinders. Is dit sommer net gewees? Nee, dis omdat sy vir hulle bid. Is ek reg dan nie? Elke dag. Amen. Elke dag moet ons produktief wees met die Here. Ek kan nie sê, vandag is my rustig. Vandag gaan ek nou nie produktief wees met die Here nie. As we lyfboom nie olywe dra nie, dan kom die tyd hier. Hy kan my. En maak plek. Want ek in 'n saadjie plant en in 5 jaar het hy 'n nuwe boom in my gemaak. Halleluja. 'n Olyfboom is amper onvernietigbaar. Daar's van daai olyfbome. Jy kan nou gaan kyk, dit is in 1852 gewees. Of 1825, skus, 1825 daar in Europa, is daar 'n groot vuur gewees. Toe brand die plantasie heeltemal af. Al die olyfbome afgebrand, weg, stukke. Was niks terug gewees nie. Weet jy wat, toe so 'n bietjie reën. Toe kom die olyfboom uit. Want hulle wortelstelsel is diep in die grond. Daar's ander plekke waar daar vreeslik sneeu en haal en reën was. Waarvan die hulle ken die boere daar, nie as dit reën die boere moeilik. Daai olyfboom, dan gaan 'n takkie dood of dan gaan dit dood of die hele stam gaan dood, dan kap hulle die stam, dis netjie bo die grond af en die volgende tyd kom die olyfboom uit. Yes, amen. Want hy is diep in die grond ingeplant. As jy 'n olyfboom wil uitneem, moet jy sy wortels uit die grond uitdruk. Yes, glory. En as jy 'n wortel vir hom gee, dan stoot hy weer uit en maak hy die boom. Amen. Hy's amper onvernietigbaar. As daar siektes in die boom is, kan jy daai gedeeltes afkap, die olyfboom kom weer uit, die siekte net in die wortels ingaan. Soos met gegrond is in die rots van die eeuwe. Halleluja. 'n Olyfboom is droogte, tartend, dis die regte woord om dit te gebruik nie. Jy hoef nie 'n olyfboom eers water te gee, hou dit alleen. Die ken 'n eucalyptus tree,
maak ons so lekker reekie, nee, is dieselfde ding. Jy wil moet jou water te gee. Ek is baie veel voor dit is vir jou lyfboom nie. Maar jou lyfboom hoef jy nie water te gee nie. As hy droog is, plant jou lyfboom. As hy begin, dan gaan hy groei. Die groot lyfbome daar in die Roop, daar is jare droogtes, hulle hou aan en aan en aan. Halleluja. Hulle stop nie. Ons moet een diens nie aan doen, dan doen ons dat nie. Hulle lyfboom is vrygewig. Hoe bereken ek dit? 'n gewone lyfboom, as 'n lyfboom is nie groot nie. Dis nie soos die boom wat hier by die pastorie staan, oog is. 'n lyfboom is maar 'n gewone boom, so net so groot. 180 kg olywe. 180 kg, 'n gewone boom, as die boom 'n bietjie groter is, gee hy nog meer. Ons wil ons het ook 'n deel, né? Of jy net net sit en dit wegsteek en sê nee maar, nee, hulle verdien dit nie. Die olyfboom is 'n antieke boom, 6000 jaar terug. 6000 jaar terug het al die olyfboom se vrugte gegee. Dis nie nodig gewees in Engels sê mens cultivate. Het jy geweet die seemoen is nie natuurlike ding nie. So daai spreekwoord wat sê if life gives you lemons by the right, kom maar. Want die lewe gaan nie oor 'n seemoen gee nie. Dis 'n gemaakte ding. 'n Seemoen is gemaak om 'n seemoen te wees. Hulle het genoeg gevat en 'n lemmetjie gevat as 'n graag as 'n seemoen gemaak word. Gaan kyk maar. 'n olyf, die olyf wat jy vandag eet, 6000 jaar terug. Dis sou hulle gee. Dis iets wat nie verander nie. Dis nie nodig om te verander, want dis die waarheid. Halleluja. As jy ooit die Bybel vat, en die Bybel gee nie vir die waarheid nie, gooi hom weg. As daai Bybel vir iets anders sê as die 33 vertaling, gooi hom weg. As al gedeeltes weggevat word, en mense sê, dis nie meer van toepassing nie, dan sê jy, okay, nie is reg, jou gesprek wat ons nou nie versoek nie van toepassing nie. Ja. Want dit wat in die woord is, wat in die woord bly. Ja. So jy kan sing saam. Ja. En die olyfboom se vrugte is gesond. Ek eet die olyfboom, ek hou nie van dit. Ek hou nie van die smaak van dit. Sê jy met die? Hy maar jy van die olyfboom. Yes. Ek was nog nooit so honger gewees nie. Nog nooit nie. As mens vas, en mens ry 'n stukkie brood, is die lekkerste reep, né? As mens in vasting is, en mens moet nou brood maak vir die kinders as hulle skool toe gaan, né? Dan sal mens ander mense vasting op jou maar 'n stukkie wit brood eet. Want as jy vas is, as jy stoof uitkom, is mens so lekker boterham, maar lyne, ag nee. Ek is nog nooit so honger gewees. Maar 'n lyne is baie goed vir mens. Ja, amen. Dit het baie antioxidante daar binne. Ek weet nie wat dit doen nie, maar dit is baie goed. Dit het vesel. As jou lyf het vesel. 'n lyf het gesonde vette. Ek weet of ek klaar op hierdie plek, ek weet nie of ek klaar is. Maar 'n lyf het gesonde vette. Soos as die dokter vir sê 'n bietjie vet in jou lyf. Dis gesonde vette. Nou gaan ek my sê, baie dankie vir die biologie les, ons moet huis toe gaan neem. Maar het jy gesien in alles wat hierdie olyfboom vir ons gee, is daar karakter-eienskappe wat die Here van ons verwag. En nou gaan ons kom en maar raak is met die Bybel, ek op die vinniger as Fransis is. Kijk, ek gaan nou vir die 'n paar voorbeelde uit die woord uitgee waar olywe of olyfbome of iets van olywe gebruik is. Dit staan in die Bybel nie, maar dis 'n opgetekende feit. Olyfboom en olyftak is 'n teken van vrede, van voorspoed, van gesondheid. Juist omdat olyfboom nie sommer net doodgaan nie. Dis 'n olyfboom 'n teken van vrede, van voorspoed. As jy 'n olyfboom geplant het in daai tyd, is jy verseker gewees dat jy 180 kg olywe gaan hê, een of ander tyd van die jaar vrug dra. So jy kan van daai olywe gebruik om dit te verkoop. Soos 'n teken gewees dat mens voorspoedig is.
Jy kan vir ons oopmaak in 1 Samuel 16 vers 30. Nou kom ons by waarvoor olywe gebruik is in die Bybel. Frans, as jy weet, sit hom op. Samuel neem die horing in die olie en salf om te midde van sy broers, en die gees van die Here het van die dag af vaardig oor Dawid, van die dag af het verder oor Dawid vaardig geword. So olywe in die Bybel is gebruik om mense te salf. Ek het iets interessants geleer. Toe die persoon vir my sê, hoe sy as daar klokkies in my kop aan. Het jy geweet oor mense in die Bybel se tyd gesalf het? Ons is nou fans, ons gebruik so goed. Nee, as iemand salf, dan is my kopje af, en party mense smeer het op die hande eers, dan salf my uit, ander mense van ons so, salf jou so, ook aan, dis ons geleer is, nee. As ons nou regtig wil, party mense kracht, party mense nou kry om nou die salwing te doen, wat is nou so, nee, en ek gaan dit nie met iemand doen, en dan kry ons die oud sê, kyk my hande, nee, dan gooi ons die oud se op, en salf ons op so, een van die vorige moderators is om met geld daar oor te salf. Ja, amen. Het gaan nie oor wat ons gebruik, het gaan oor die manifestasie aan. Maar in die Bybelse tyd het hulle horing gevang. En sit hulle olie binne die horing. Dit het ek geweet. Maar dan het hulle was gevang, en die was binne die horing se punt gesit. En as mens ergens kom om iemand te salf, dan daar is nie baie ons in die Bybel gesalf nie. Hulle is gesalf om konings te wees, hulle is gesalf om priesters te wees. En die profeet, wat die horing vastgehou het, die horing oor die persoon se kop gehou. En wanneer die krag en die salwing van die Here daar is, dan smel daai was aan die binnekant. Yes. Nie deur 'n vuur nie, nie deur om warm te vryf nie, deur die teenwoordigheid van die Here. En as jy wil dan uitloop, Halleluja. en het loop oor die hoof en oor die baard van Aaron, Halleluja. dan is dit 'n bevestiging dat die Here daai persoon sal. Yes. Amen. Hoeveel van ons wat gesalf geword is, die voorwaarde was, Here, sê hoe ek moet gesalf is, laat die dopie afval, of laat die dopie afsmelt. Laat die was laag, wat oor die boorkant is afkom, Here, en die olie op my druk. Maar olie is gebruik om mense te salf, olyfolie. Is nie canola of blossom of een of ander sunflower oil gewees nie, is olyfolie. Halleluja. Ek gaan net ons al die skrifte lees nie. In Exodus 30 vers 26 lees ons dat die Here vir Moses sê, gaan en gaan salf die tempel, gaan salf die goed wat binne is. Soos iemand wie sê, jy mag nie die salfolie vat en die kar salf nie, dan verwys jy om terug na die woord. Ja. Sê, hoekom kon hulle dan die tempel gesalf het om heilig te wees? So hulle salfolie gebruik om mense te salf. Hulle het salfolie gebruik om goed te salf. Dit was nie my verantwoord. Maar tasbare goeders, dooie goeders, die tempel, ja, die teenwoordigheid van die Here was daar binne gewees. Met die woordigheid van die Here is hier by ons ook, hierdie is 'n ding, dit kry jy. So jy wil salf en salf. So het olyfolie gebruik om goeders te salf. Markus 6 vers 13, Francis, as jy kan, Markus 6 vers 13. Daar staan, en hulle het baie duiwels uitgedryf, en baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak. Yes. So hulle het olie gevat in die Nuwe Testament, dan salf hulle die mense en maak hulle gesond. Ja. Olyfolie. Hulle het olie gevat. As iemand siek is en sê, my hand is krom, dan salf hom.
en hulle bid vir hom. Die Here genees hom. Eksodus 27 vers 20. Eksodus 27 vers 20. Dit moes nou 'n interessante gedeelte wees. En nou opdek is. En jy moet die kinders van Israel beveel dat hulle vir jou suiwer, sien jy daai woord, suiwer, beteken nie vermeng met ander goeders nie vuil gemaak met ander goeders nie, suiwer, uitgestampte olie, olyfolie, olyfolie vir die kandelaar bring, om gedierig teen 'n brandende lamp te hê. Hier is binne die tempel. Die Here sê vir Moses, kry die mense, laat hulle olyf vat, laat hulle uitstap, en daai suiwer olie bring, laat hulle kerk toe bring, laat hulle tempel toe bring, daar's lampe wat aangesteek moet word, wat nie mag doodgaan nie. Amen. Bring daai olyfolie, laat hulle brand. Suiwer olyfolie. As die Nuwe Testament gaan lees, dan sê Jesus op aarde, ek is die lig van die wêreld. Yes. Ek is die lig van die wêreld. As jy lees Matteus, hoofstuk 5, 6, 7, dan sê Jesus, julle is die lig van die wêreld. Beteken hy moet binne ons wees, en ons moet sy lig uitstraal aan die wêreld. Ja, amen. As ons 1 Konings 17 gaan lees, maar as jy opgesit, as ons 1 Konings 17 gaan lees, is soos die 17 of stuk 18, het gebeur so 'n paar keer daar, dan kom Elia, nou reg is, by die Here weer. Hy sê, maar wat maak jy? Sy sê, ek is 'n klein bietjie olie. Suiwer olyfolie. Ek gestampte olyfolie. So 'n bietjie olyfolie. Ek is 'n bietjie meer. Ek maak met jou iets met mekaar die soms kos in 'n liedjie. Ek is 'n bietjie oudjies wat met mekaar maak 'n vuurtjie. En gaan ek my laaste olyfolie, my laaste meel vat. En dan gaan ek my broodjie maak. Dan gaan ek my kind eet. En as ek klaar, dan gaan ons dood. Ja. En dis nou 3 jaar droogte. En ons niks nie. Dis ons laaste, ons het nie meer. Dan sê hy vir albei, goed so. Kan jy dit doen? Die ou het gesê, die Here sê my toen nie reed en hy reed al 3,5 jaar nie. Hy kom hier ingestap. Ons het niks oor nie, ons gaan nie doodgaan. Dat is baie wat ons het. Baie sê soos oor die meel op ons handel brood. Sê hy, ons gaan doodgaan. Jy sê nie reed. Sê my, go. Hy sê, maak het eers op my broodjie. In Engels sal ons sê, that's it. Ja. Hoe durf jy dit vir my vra? Hy sê, maak eers op my broodjie vir koekie. Nee? Toen het eers lang nie nog gaan dood. Dan kom in vers 14. Sy moet nie bekommerd wees nie, hoor. Julle gaan nie doodgaan nie. Hy sê, daar die bietjie olie wat jy het, en daar die meel wat jy het, dit sal nie opraak nie, tot op die dag wat die Here reën op die aarde sal. Amen. Dit sal nie opraak nie. Dit sal ander, dit sal nie minder wees nie. As jy morgen opstaan, is daar weer olie, en dan is weer meel. Yes. Jy sien, hulle het die olie gebruik om in kos te gebruik, om voedsel te maak, om brood te maak, die troonbrode wat in die tempel neergesit is elke dag, wat moet vars wees. Met olyfolie ingaan.
As ons die Nuwe Testament gelees, dan sê Jesus ek is die brood van die lewe. Nee, ek is die brood nie. Jy moet het snap. Ek sê nie brood nie, ek is die brood van die lewe. Want as ons by hom net kan inslaap, het ons lewe. As ons net kan besef, as ek by hom kan uitkom, het ek lewe. Dan gee hy vir my lewe. So weet wat staan in Johannes 6 vers 5. Jesus sê ek is die brood van die lewe. Ons het vandag 'n keuse. Ek en jy het vandag 'n keuse. Ons kan net kerk toe kom. Hier sit, lekker geniet as ons lekker sing. Luister die persoon wat voor staan praat. Huis toe gaan, niks maak. Ons kan dit elkeen van ons het keuse doen. Moes met daai tyd by julle rondvlieg. So ek sien jy 'n takkie, so 'n takkie is al plek om te sit, begin jy van. Geen net ons. Ek het nie vandag keuse. Ons gaan met die stuk en sê, ek vat die tyd van die takkie. Ek gaan die olyftakkie gaan in my lewe inbring. Dit wat die olyftakkie vir my kan gee, die olyf wat hy my kan gee, die salwe wat hy vir my kan gee, die brood van die lewe wat hy kan gee, die lig van die wêreld wat hy my kan gee. Ek moet dit vat. Ek het eintlik nie 'n keuse nie. Dit is 'n keuse om te besluit of jy dit gaan doen of nie. Ek kan nie sit en dit net los. Maar ek moet elke dag wat ek vat. Weet elke dag dat ek daai salwe in my lewe kry. Elke dag. En soos ek sê, die keuse wil ek by nie. Ek kan nie vir sê hoe dit nie. Ek kan nie vir sê hoe dit nie. Al wat ek vir kan sê is elke dag wat ek baie dag. Elke dag wat ek die salwe van die Here. Elke dag wat ek die brood van die lewe. En ek sê, Here, ons jaar thema is Vader, my God by U, wat wil die lig van die wêreld vandag vir my sê? Ek kom ek vanaand bereis en sê, Here, Jonga, wat sê die brood van die lewe vir my? Nie nog sê ek die wat kom af, nee, nie maar besluit nie. Jy roep my Bybel om vat en kyk wat op kom. Kom. Wat staan by Hoofstuk 6? Johannes 6, Hoofstuk 6. Johannes 6 opdeel plus die vermeerdering van die brood. Dis my en U werk om die lig te wees. Dis my en U werk om die brood te vat. En dit te vermeerder en uit te deel aan mense. As ons dit nie doen nie, gaan die klip op tyd aan die Here se naam word. Ja. En ek en nie gaan ons skaam ons gesig en ons kom in plaas aan. So wees vandag deel van hulle. Van die tyd